ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 174. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal jy belangstel in een van my boeke wat ek geskryf het, miskien die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, A4 boek, amper 500 bladsye, 460 bladsye dik. 25 jaar van my lewe navorsing in daai boek, en het my omtrent 4 jaar gevat om te skryf. So dit is 'n gedeelte van my lewe, is amper 1/3 van my lewe gevat. Ja, baie naby, om daai boek tot wording te bring. Sou jy belangstel? En die stel belang in die eindtyd, kry vir jy daai boek. Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1 begin voor, anders gaan jy nooit weet waaroor alles gegaan het nie. Jy het 'n magdom inligting gemis. Het is noodsaaklik dat jy ook sal inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die kennisgewing van al die verskillende studies kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe. Baie dankie broer Rudy vir die TikTok boodskappe. Mag dit 'n groot seën aan u wees ook. 5 dae 'n week, maandag tot Vrydag. Maar dis ook op ons webtuiste waar jy dit kan kry en jy kan hulle almal luister. Dankie broer David. Wanneer jy inteken op die kanaal, deel dit ook met u vriende en familie. Skryfblokpen en 'n Bybel is byderhand, is uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre vir u baie dankie sê vir elke geleentheid wat ons as Jafiste en deel van die bruid van Yafashua het, om universeel oor die aarde by mekaar te wees. Halleluja. Dankie dat ons nie net by mekaar is nie, Vader, Jaffa, halleluja. Halleluja, maar dat ons ook die woord wat geleer word en geteach en gepreach word, Vader, dat dit ingang vind in die sielsdimensie van mense en dit 'n verandering bring. Dit val nie net op die harte of gedagtes nie. Dit sink in die wese in en dit word deel van mense se bestaan. Seën die woord vanmôre. Gee vir elkeen 'n ontvanklike gees, sodat u Vader Jaffa in en deur die woord, deur die genadebloed van Yafashua verheerlik kan word. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Yafashua, die volk sê, halleluja. Volk van Jaffa sê, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se studie vir u 'n groot seën wees. Prys sy bonatuurlike naam. Dit is so wonderlik wanneer 'n mens besig is en jy skielik so bewus word van die salwing van die Ruach. Salwing is altyd daar, want die woord sê dis die salwing wat die juke breek, maar partykeer is die salwing van die Ruach net fenomenaal, bonatuurlik, halleluja. Iemand het een keer gesê, dit is partykeer so dik, jy kan dit amper met 'n mes sny. En die woord sê, dis juist die salwing wat die juke breek. My gebed vanmôre is dat Vader in hierdie dag iewerster 'n juk by iemand breek. 'n Juk van tradisie dalk. 'n Juk van oorlewering. 'n Juk van hardkoppigheid. Ek gaan dit nou in Engels sê, 'n juk van stubbornness. Kry ons ouens hulle stubborn, hardhoorend. Hy weet hy's verkeerd, maar hy sal en sy sal nie net sê sorry ek's verkeerd nie. Nodig om vir my niks te sê nie. Die woord sê Jaffa weet alles. Mag dit vanmôre vir u 'n wonderlike geleentheid wees dat Jaffa juke breek in mense se lewens. Hy sê in Spreuke 13 vers 19. Hy sê 'n vervulde wens is 'n soet vir die siel. Ek het nou 'n wens vanmôre en dit is Vader dat iewerster oor hierdie aarde
iemand die jukke van die godsdienstwêreld, die jukke wat die duiwel op hulle plaas. Die Bybel sê, kom uit onder die juk van diensbaarheid. Hy het gekom om die jukke te breek. Hy sê, maar julle laat julle weer onder die jukke van godsdienstige diensbaarheid plaas. Kerklike wette, kerkgemaakte wette. Ek weet, ek was daar. Elke jaar word die wette verander. Pakke word op mense gelaai. Alles gaan oor die goed. Moenie hierdie goed vergeet nie. Dis alles waaroor dit gaan. Ek praat van in die kerke. En ook nie in al die kerke nie, in meeste van die kerke. 'n vervulde wens is soet vir die siel. En my wens is vanmôre, Vader, dat hierdie bo-natuurlike geopenbaarde woord iewester in voorbereide grond val. Dat iemand wat dalk vanmôre soekend is na lewe, soekend is vir 'n antwoord vir haar probleme, of sy probleme, iewester in die wêreld, hierdie boodskap hoor. Iemand vandag sê dat ek is bereid om my te onderwerp aan die gesag van die Ruach HaKodesh, sodat ek teachable word, leerbaar, dis die mooi Afrikaans, sorry Tannie, teachable, leerbaar in die Ruach, sodat ek geestelik myself kan versterk in die bo-natuurlike geopenbaarde woord. Vir ons is dit belangrik om gesond te wees. Dit gaan nie oor hoe groot my muscles is en hoe groot my liggaam is nie. Dit gaan oor dat as ek gesond is, dis 'n gawe uit Vader se hand uit. Bo-natuurlik. Jy kan al die rykdom hê, maar jy is sieklik, jy het niks. En jy kan dit nie koop nie. Vanmôre bid ek dat Jaffa iewester geestelik in iemand sy lewe ingryp en sy geestelike liggaam herstel, in wording bring. 'n vervulde wens is soet vir die siel. My siel is waar, hier tussen my oogbanke en my kroontjie. Dis my sielsdimensie, dis my kognitiewe denkwyse. Dis waar die stryd plaasvind, dis waar die oorlog plaasvind, elke dag. Dis waar ek of die stryd verloor, of die stryd wen. Ek bid dat Jaffa, dat U toelaat, dat die Ruach HaKodesh, dat Jaffa besit neem van jou sielsdimensie. Wanneer daar rubbish op pad laat kom, dat jy onmiddellik sê, ek verband dit in die naam van Jahweh. 'n vervulde wens is soet vir die siel, maar om af te wyk van die kwaad is 'n gruwel vir die dwaase. Vir die bruid, die woord sê, wees heilig want ek is heilig. Wat beteken dit? Ons wil aflê. Hy sê, om af te wyk van die kwaad is 'n gruwel vir die dwaase. Hy hou nie daarvan nie, sy hou nie daarvan nie. Hulle wil onder die mag van die Satan funksioneer. Want dis waar hulle gemaklik voel. Maar ons vanmôre, die vervulde wens is soet vir die siel, die bruid van Jahweh, die Jahwiste, wat die vrugte van die Ruach vanmôre in hulle lewens kan tentoonstel aan verlore wêreld. Dit vervul my hele wese. Dit bring my in 'n verhouding met Jahweh. Waar ek 'n pa-seun verhouding het, en nie 'n meneer en 'n boemelaar en 'n meneer verhouding nie, maar 'n pa-seun verhouding. My sê, waarom af te wyk van die kwaad is 'n gruwel vir die dwaas, hulle hou nie daarvan nie, terwyl die bruid vanmôre sê, die Jahweh sê, Vader, wat kan ek nog van ontslaa raak? Wat kan U nog uit my lewe uitneem? Jy weet dat ons moet nooit in ons geestelike lewe tevrede wees met onsself nie. Gaan kyk na 'n topatleet. Ek dink is omdat ek self rugby gespeel het en geboks het van kleins af en sport deelgeneem het,
Ek was nooit 'n krangige atleet nie, in terme van atletiek nie, want ek was altyd bietjie groot gewees. Maar omdat my seun Niklas 'n goeie atleet was, hy het daai jare tot in Transvaal, hy het vir sy Transvaal deure gegaan, maar ek het baie tyd op 'n atletiekbaan deurgebring, waar ek by hom gesit het, want ek het hom gevat na die byeenkomste toe, en daarom hou ek ook van atletiek, hierdie Diamond League vanaand, waar hulle reisies hardloop. En die eerste keer toe die ouens oor 10 sekondes gaan, vir die 100 meter, dit was altyd oor die spoed vir 100 meter, was oor 10 sekondes. En die eerste keer toe hulle die 10 sekondes breek, dat dit 9.98 word, toe dacht ek, dit is vinnig. Ek dink dit was gisterand wat ek gekyk het, laat nag gewees. Toe sien ek waar 'n heruitsending gehad het van die 100 meter. Toe hardloop daai ou 9,89, nie 9,8 nie. Toe hulle 9,98 hardloop, toe dacht ek, is die vinnigste wat iemand ooit kan hardloop. En hier kom 'n Amerikaner en hy gaan hardloop 9,89. Dis menslik onmoontlik om te dink, hoe daai ou dit reg gekry. Toewyding. Gaan kyk hoe kondisioneer daai ou sy lewe. Niemand het nodig om vir hom te sê om 4 uur in die oggend op te staan en padwerk te doen nie. Niemand het nodig om vir hom te sê om in die gimnasium te wees, om gewigte te doen, en daai man is sulke arms so goed. Dis wat die spoed maak. Die spiere wat geoefen is, die manier wat hy wegspring. Hulle sê dat toe hy wegspring, was hy 0.1 van 'n sekonde in tyd, om nie voor die tyd weg te spring nie. 0.1 van 'n sekonde. Dus jy kan nie eens jou oog so vinnig knip nie. Wat hy binne die toelatingsgeleentheid was, wat hy kon wegspring. En dis kom hy 'n nuwe wêreldrekord kon opstel. En wat het dit vanmôre met die woord te doen? Baie. As die mens bereid is om dit te doen, om sy liggaam te oefen, om in sy sport die hoogste sport te bereik, die trappie, sport hierso, die trappie te bereik, dan moet dit mos vir u en vir my vanmôre 'n motivering wees, om te sê, ek wil die beste vir die koninkryk van Jaffa doen. En weet jy wat is vir ons die beloning? Is wanneer ons die vrugte van die Ruach kan tentoonstel. Wanneer mense sê, ek sien die vrugte van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh in jou lewe. Hy sê, die vervulde wens is soet vir die siel, maar om af te wyk van die kwaad, is 'n gruwe vir die dwaase, hulle sukkel. Hy sê, gaan met die wyses om, dan word jy wys. Met ander woorde, rap shoulder met die suksesvolles, maar hy wat met dwaase verkeer, hy versleg. Nou ek sien Jaffa by die hoere en by die dronkies, die tollenaars en die ouens. Hy het tussen hulle gesit en geteach en gepreach. Hy het saam met hulle geëet. Hy het nie 'n dronkie geword om 'n dronkie te bereik nie. Hy het nie 'n hoereder geword om 'n hoer te bereik nie. Hy het medelee met hulle gehad. Wat vir my sê, hy het hom nie gedistansieer van daai mense af nie. Hy het hom van die sonde gedistansieer wat hulle gedoen het. Want die Bybel sê hy het nie sonde gehad nie. Jaffa het nie sonde gehad nie. Die woord sê hy het sonde geword deurdat hy aan 'n kruishout gesterf het. Hy het sonde geword, maar hy het hom gedistansieer van die sonde, maar hy het hom nie van die mens gedistansieer nie. Hy het hom nie gaan verhewe bo die mens nie. Hulle sê daar sit 'n vraat in 'n wynsuiper. Hulle noem hom so, die Fariseërs en die Sadduseërs. En 'n vriend van die hoere en die tollenaars, die dronkies, die boemelaars. Maar die woord sê, dit was sy missie gewees. En ek sê nie,
Ons moet ons vereenselwig met die denkwyse en goed van 'n hoer en 'n dronkie nie. En ek moet 'n glas brandewyn staan om impak te vind of by 'n stripshow te wees, om te dink daar gaan jy 'n sukses behaal nie. Nee. Op 'n ander vlak kan ons ook in daai mense se lewens 'n verskil maak. Gaan met die wyse om, dan word jy wys. Wil u vanmôre wys wees, luister wat ek vir jou sê. Ek sal nooit vir u die verkeerde inligting of teregwysing gee nie. Dit wat ek u opwys, het lewe en lewe in oorvloed. Maar hy wat met dwaases verkeer, hy versleg, of sy wat met dwaases verkeer, versleg. Die onheil vervolg die sondaar. Die onheil loop agter die sondaars aan. Hoekom? Hy's vas aan die sondaar. Onheil. Dronkenskap, brassery, hoerery, ongoddelikheid, hebsug, en dan kan aangaan nie goed noem. Gaan kyk na die vrugte van die gees en die vrugte van die vlees. Galasië 5 vers 20, vers 19 en 20. Maar die onheil of die ongeluk en die sonde vervolg die sondaar. Hoekom? Dit is sy natuur. Ek wil vanmôre bid, as daar goed is in jou lewe wat jou wegtrek van Jaffa af, sny dit af. Sny dit af, draai jou rug daarop. Dit gaan jou verwoes. Maar hy sal die regverdige met goedheid vergeld. Wil u geseën wees vanmôre? Wil u vanmôre die guns en die goedheid en die vrede en die heerlikheid en die krag en die genade van Jahweh in jou lewe ervaar? Erken hom in al jou wees, sê die woord, en hy sal jou paai gelyk maak. En ek sluit af, maar hy, Jahweh, sal die regverdiges met goed vergeld. Jahwe ons Vader, sê goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe, solank as wat jy in die geopenbaarde woord funksioneer. Halleluja, wat 'n woord vanmôre. Wat 'n woord. Tot môreoggend as Vader lewe en gesondheid spaar. Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.